Goeiemôre julle, welkom terug by Bosklets. Ons skiet vandag episode 7. Ons het vir Kelvin van Zeventer by ons van Sincere Safaris en ons gaan vandag bietjie chat. Ek dink almal se droom is om 'n groot kudu te jag. Ons gaan praat oor die Grey Ghost van die bos. Kelvin gaan ons vat deur daai proses en hopelik kan ons sommer elkeen inlewe in daai proses van hoe dit is om 'n groot kudu te jag. Kelvin, baie welkom. Baie dankie dat jy hier is. Dankie vir die ver ry. Almal wat altyd op die show is, ry ver. Ons waardeer dit so baie dat julle hierso is en sê vir ons bietjie, vertel ons bietjie van julle van Sincere Safaris. Waar is julle? Wat doen julle? Hoe werk die setup? Ja, baie dankie. Thank you for having me. Ons is so 30 kilos van Ellisras in die Limpopo en ja, ons is obviously 'n jagmaatskappy. En ons werk met meestal oorseese mense, 80% Europese mark, 20% Amerikaanse. En ja. Awesome. So die Bosveld vir jou is 'n bekende terrein. Jy ken wat ons nou vandag wil bespreek. Ja, ek is oorspronklik groot geword in KwaZulu-Natal op 'n jagplaas daar. So ja, little bit of a transition, maar basies dieselfde, ja. Bietjie droër. Ja, bietjie droër, ja. En warmer. Ja, Kelvin sê vir ons, iemand kontak jou, hy wil 'n droom gehad oor hierdie groot kudu, hierdie 53, 54 duim kudus wat ons almal droom. Wat is die proses? Wat is die eerste ding wat julle bespreek? Hoe kom die ou hierso? Vat ons bietjie deur daai outfitting proses, as ek dit so kan noem. Ja, ek dink almal van hulle se drome is daai magic number 60-inch kudu om te skiet. Ja. Eerstens is die tyd van die jaar natuurlik. Jy die kudu rat, halfway between April to May. Dis die sweet spot, sal ek sê. That's obviously when they're mating en dan is jou kanse dan bietjie beter om hulle te vind. En daai tydperk is die bulle saam die koeie en jy weet as jy in 'n koei inloop, jou chances are dat die bil saam is baie goed daai tyd. Iewers gaan die bil dan wees. Definitief. So, en ekskuus, is dit altyd die groot bil wat dan saam die koeie loop of is dit verskillende troppe, is dit verskillende groepe, hoe sal mens sê? Ja, ek sal sê the dominant bull will be there. Jy kan nie altyd sê nee hier as hy is nie pick and pain. Exactly. So natuurlik werk jy daarop. As dit prioriteit nommer 1 is om 'n groot kudubil te skiet, is dit die tydperk om dit te doen. So dan gaan jy deur die hele proses van fitness levels, is dit 'n ou man, 'n jong man, 'n fiks man, en dan werk jy daar om what are your fitness levels, kan hy loop, kan hy natuurlik wil jy nie 'n groot kudubil van agter 'n bakkie skiet, so Ja, ek dink dis 'n belangrike punt vir my. Ek het 'n baie groot droom om ook 'n groot kudubil te skiet. So ek leer eintlik nou ook hier by jou. Gaan jou opbel. Ja. Maar jy kan nie, ek sê altyd, ek dink al staan hy in die pad op pad terug lodge toe, weet ek nie of ek die skoot sal vat as ek op die bakkie is nie, want dit vat die experience weg. En ons praat altyd op die kanaal, op die podcast, praat ons van nommer 1 eties jag en dan ook die ervaring waaroor dit gaan, want dit is tog hoekom ons dit doen. Ons is nie, as jy regtig net gou wil gaan en gaan ietsie skiet vir die yskas, dis ook reg, is ook okay, maar ek voel altyd die groot ding rondom jag gaan oor die ervaring en dis wat julle vir daai kliënte ook bied, want hy kan Pick n Pay toe gaan en gaan vleis koop, maar hy kan nie altyd Suid-Afrika toe kom of Afrika toe kom en hier kom jag nie. Ja, definitief is alles oor die experience. Maar ek dink daar's nie een Suid-Afrikaanse laity jagter wat nie droom oor 'n groot kudubil, en is dieselfde met die oorseese mense ook. As 'n kind saam sy pa kom, natuurlik skiet hy na 'n varkie of 'n rooibok, maar dan loop jy hier in hierdie groot kudubil en dan sit op sy kop vir die res van sy lewe, tot hy sy beurt kry om so ietsie te kry. Ja, dis awesome. En dit moet op die voet gebeur. Definitief. Ja. So jy probeer fitness levels, of course, abilities, letting, dan loop jy van die kamp af sommer, so ver as moontlik. En ekskuus, ek
ek weet nie, so jy sê julle stap van die kamp af, stap julle net, obviously soek jy spoor, maar is Kudu's territoriaal, is hulle altyd, laat julle weet, okay, luister, hulle is in hierdie area van die plaas, of van die area, of van die konsessie, of is dit heeltemal net at random, jy gaan stap en spoor kry en in daai rigting stap? Ja, jong, is 'n bietjie van 'n plan, tot jy 'n plan het and it works out, then you've got a plan, maar dit werk nie altyd so nie. In die vroegseisoen of daai tydperk is nog bietjie warm. So water is jou number one element. So ja, as hy kan bietjie loop, dan loop jy in die waters in, kyk bietjie spoor. En dan ja, Kudu is niemand se pel nie. Daar waar die dikste stuk bos op die veld op die plaas is hy daar. Ja, hy is daar so. Ons sê altyd daai groot bulle word nie so groot omdat hy dom was nie. Ja, dis feite daai, dis 'n feit. Dis verseker. So, ag, lekker. Kom ons chat gou bietjie kalibers, gewere, optics. Wat stel julle voor? Is daar 'n vorige keer ding, wat is jou opinie? So ons sê weer eens, hierdie is opinies. Dis nie feite of wette of iets nie. Wat vat jy saam? jong, ja, is altyd opinies, né? Ja. So seker die eerste vraag wat jy kry is hoe ver gaan hierdie bok wees? And that's again this between 80 and 120. Nou stap jy in die pad af, daar staan hy in die pad 300 meter. Gaan jy hom los, gaan jy hom vat, natuurlik gaan jy jou kanse vat as jy kan so ver skiet. So as far as caliber goes, jong, enige iets, any good caliber, when I say that, ek sê enige ietsie wat jy goed kan skiet en jy ken jou geweer. Ek sal 'n storie sê, ek was een keer op 'n jagplaas saam met 'n ou oom en hy het jare en jare geskiet en ek vra vir hom, wat is die beste kaliber? En hy sê vir my, die kaliber wat in jou kluis is. Dit verstaan ek nie so mooi nie, waaroor praat die ou oom, en hy kom daaraan met 'n 303. Ou 303 met die houtkolf tot bo en ek kyk hierdie ding met ek dink dit was 'n ou Tasco scope daar. En ek sê, jy. Nou praat hy van 'n beste kaliber, dan kom hy uit met hierdie ding. Skietbaan toe, hy skiet daai 303 3 keer in dieselfde gat. Toe draai hy om te sê, kom julle laities met julle modern gewere, kom wys my, and we couldn't. Nie een van ons kon het. So ek dink die beste is om die geweer te ken, know what it can do, know what it can't do, know what you can do and what you can't do. Ek praat oor daai 300 meter skoot. Yes, first thing you want to do is you want to put the gun up in the sticks and shoot. Maar kan daai ouetjie daai skoot vat? So eerste ding is skietbaan toe, figure out wat kan hy doen, wat kan hy nie doen nie. En dan vat jy dan van daar af, want I think your worst nightmare is, jy betaal die geld, jy vlieg, jy alles. The moment is so big, dan skiet jy hom in die pens en sy weg. So that's the worst thing, worst case scenario, en die laaste ding wat jy wil hê. Ja, verseker. Ja, en dit taai in met ons hele ding wat ons vroeër gesê het oor eties jag, en dis altyd vir my belangrik, ek dink ek het dit in episode 1 ook gesê, is dat jy moet voorbereid kom. Of jy 'n Suid-Afrikaner of 'n buitelander is, jy moet voorbereid kom. Jy moet jou geweer ken. As jy nie 'n geweer gaan saambring van daar af nie, dan natuurlik moet jy met jou geweer, die PH geweer, kan skiet en kan confident word in daai tydjie, maar jy gaan moet voorbereiding aan die ander kant doen. Ons gaan baie keer op jagte waar ouens nie gewere saamvat nie. Dis 100% fine. Almal het nie gewere nie. Ons wil mense in jag inkry, in skiet inkry, maar dis dan belangrik dat daai persoon bietjie net voor die tyd gaan voorberei ook. Al is dit net oplees of al is dit net saam iemand een keer baan toe gaan. Jy kan nie net opdaag en jou eerste skoot oor die stokke of op die plaas vat nie. Kelvin, so okay, beste kaliber, wat in jou kluis is, wat kan werk, is daar iets wat jy nie sal toelaat op jou plaas van,
kom ons sê grootte van kaliber nie, om kudu te jag spesifiek. Ek praat nou nie van enigiets anders nie. Is daar soos 'n minimum vereiste wat jy sal voorstel net vir almal wat kyk? Ja, kyk, daar was kudu geskiet met 'n .22 tot 458. Ja, ek het al kudus geskiet met 'n 243. Not saying that it's not enough gun, maar ek sal sê enige ietsie ja, van 270 bo, you know, any of those middle range calibers, you know, the modern, you know, the 6.5 is coming along. Enige iets van daai kalibers. Skootplasing, so 6.5 en op skootplasing. Of course, it's everything is to do with shot placing. Ek meen jy lees enige ietsie in die tydskrifte en praat hulle van skootplasing. So dis wat dit is. In my opinion, anything in that middle caliber, you know, 308, 300 Win Mag, 3006, enige ietsie. Maar op die ou einde is how good you can shoot those calibers. That's En hoe gemaklik jy is met dit. Hoe gemaklik jy is met dit. Hoe spot jy 'n groot kudu? In die bos, ek bedoel, ons almal weet nou daai groot een wat gaan uitstaan 60 duim. Ek gaan hom dalk ook kan spot. Maar ja, met my oë en met my verkyker. Ja, dis natuurlik 'n heavily debated subject om te want wat is jou droom? Want my droom is nie 'n 60 duim kudu nie. Myne is that perfect 56. Mooi dik nek, perfect shape, everything. Maar vir miskien vir 'n Amerikaanse kliënt 60 is the dream number. So ja, op haar eerste draai buite die ore. Excuse my Afrikaans is sometimes running out of airtime, maar buite die ore. And then there's a number of ways, you know, looking at it, the depth of the horn. You know, the horns facing backwards is indication he's just a little bit too young. Nice forward, you know, the ivory tips. So daar's nie one method that fits all, maar ja, enige ietsie. Ek meen, jy kry daai 52 duim bil and he is a 60 inch to somebody. He's perfect. Maar dan kry jy die party die mense, jy moet soveel meet. En ek dink as jy skiet met 'n maatband, is dit nie in my opinie, it's not a true judgment of the trophy. Ek meen ek het al stok ou rooibokke geskiet wat net so en alles is afgebreek en vir my is dit die beste trofees. So dit dis amper meer van 'n challenge en dis meer van die storie. Ek dink dis waar ons nou terugkom en ons sal seker iewers op die kanaal nog bietjie praat oor die verskillende tipe jagter ook, want party ouens soek absoluut daai trofee, ander ouens soek bietjie meer die ervaring en hy gaan dalk eerder terug Europa toe met 'n 50 duim of 'n 51 duim, maar dit was die absolute safari op die voet. Lekker ervaring gehad en dit is vir hom sy trofee van 'n leeftyd. En ja, ek dink dit is seker maar hoe mense judge. Vir my is dit dieselfde. My droomkudu is nie noodwendig daai 60 duimer nie. Ek sal natuurlik hou van so een ook, maar die storie moet saamspeel. Die storie moet saamkom. Ek glo absoluut soos jy vroeër gesê het, jy skiet nie daai groot kudubil van die bakkie af nie. Jy soek hom. Ja. Dis die chase amper. Definitief. En die grey ghost, as you call it, ek meen, he lives up to its name more than one time. En ek meen, ek het al baie keer hier staan, hy so 30 meter van my af, en my trekker sê, hy staan net daar, net voor jou, en ek sien niks, my man. Ja. Niks. En ja, and then he's gone like a ghost. So he definitely lives up to his name. Ja, dit verdwyn net so. Net so. Veral die koeie is die grootste probleem. Hulle is so wakker met daai groot ore. En ja, just a very challenging, very rewarding hunt. Gee ons 'n klein bietjie net 'n tip of twee, Suid-Afrikaanse jong man wat dalk die kanaal kyk wat 'n kudu wil kom jag. Wat is die een ding, maak nie saak of dit 'n stukkie gear is of net 'n
'n gewone tip is nie, ons noem dit 'n golden nugget. Wat is jou tip vir kudu-jag? Ja, slow and quiet. Slow and quiet. Slow and quiet. Geduldig. Presies. Ek meen jy jag met al jou sense. Ek verduidelik vir die mense oor see, ons ry en hy sê, what must I look for? I said, well, don't look for a kudu because you're looking for, you're looking for the outline, looking for the shine on the horn, you're looking for, something that doesn't appear naturally in die bosveld. So, dis nie noodwendig, daar staan nie kudu nie, jy sien die horing of jy sien die oor wat so flikker. So ja, slow and quiet, want hulle met daai ore, hulle tel jou op so vinnig. En Awesome, dankie. Dankie. Laaste ding voor ons afsluit, is al 'n storie, lekker een kudu-jag wat vir jou uitstaan, wat jy vir ons kan deel mee. ja, definitief. Daar's 'n hele klomp van hulle. En soos ek sê, it's so rewarding when you get it, want meeste van die tyd loop hy bietjie skeef met daai goed. Ons het dit was met 'n kliënt, ons sien so in die pad af, daar staan 'n kudu-koei en ek weet, dis die tyd van die jaar, laat ons maar hier aankom. Loop ons maar af. Toe kom ons teen die draad, kyk ek links, daar sien ek net die bout van die ding, van die koei, en ek sê vir die kliënt, nee, laat ons maar net hierso wag, want hulle gaan op en af met die draad, en toe lê ons daar, so first on our haunches, toe lê ons net daar, en toe sien ek, maar hier kom hierdie kudu uit, en dit is 'n monster kudu, maar hy gaan weer in. En there was a big tree with a shadow, ons lê in die shadow, en kom die koei uit, kom die bil agter. En sy staan en hy staan. And it took us 55 minutes vir die koei te beweeg, om 'n skoot te kry. En toe ons daar lê, kyk sy ons net so die hele tyd, seker so 120 meter. En toe beweeg ons met die skaduwee. That's how long we were sitting there. Ons het letterlik in die skaduwee oor die pad geleopard crawl. En ja, sometimes it's not a perfect scenario. You get the sticks, you get the animal. Hy het letterlik daai kudu oor my rug geskiet. Ek was op my maag, hy was op sy maag, en die geweer letterlik oor my skouer. En ja, 55 minute staan sy. Sy het nie, didn't blink, didn't move, didn't nothing. She just looked at us for 55 minutes. Wow. Toe skuif sy, toe skiet ons so, ja, een van die mooiste, ek dink 56 duim kudu. Maar een van die mooiste, en die most rewarding, sal ek sê, kudu-jagte wat ek al ooit gedoen. Kelvin, baie dankie. Dis net 'n plesier. Ons gaan vir een kyker wat vir ons onder sy kudu storie vertel, die beste storie. Iemand in ons span sal die keuse maak. Een van hierdie bosklets flesse weggee. Vertel ons jou storie van jou gunsteling kudu-jag en ja, die beste storie wen. Kelvin, baie dankie dat jy hier was. Ons waardeer dit, ons waardeer jou insig. Ongelooflik om stories soos dit te hoor en ja, julle asseblief, laat weet ons ook in die comments wat julle volgende sal wil hoor. Ons wil altyd nuwe idees hê, ons wil altyd sien waarna kyk julle. Like, subscribe, comment vir ons en ons sien julle by die volgende een.